Wat is die verskil tussen die aanvaarding van Jesus as my verlosser en die aanvaarding van hom as my Heer? Ons lees in Efesiërs 4 vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volmaakte mens, tot die mate van die gestalte van die volheid van Christus. Die verskil tussen die aanvaarding van Christus as verlosser en as Heer is weer wesenlik. Wanneer ek hom as verlosser aanvaar, red hy my van die skuld en straf van sondes en gee hy my die nuwe geboorte. Hy verander my van sondaar tot heilige. Hierdie transformasie is heerlik en 'n wonderwerk en 'n noodsaaklikheid vir redding. Niemand kan daarsonder gered word. Daarom, soos deur een man se oortreding die oortreder tot alle mense gekom het, wat tot veroordeling gelei het, ja, deur die regverdige daad van een man het die vrye gawe tot alle mense gekom, wat tot regverdiging van die lewe gelei het. Ons lees dit in Romeine 5 vers 18. Jesus is egter nie op hierdie stadium klaar met my nie. Ek is 'n wedergebore, maar sy plan is dat ek ook sal groot word om meer soos hy te word. Soos Efesiërs 4 vers 13 sê, tot die gestalte van volheid van Christus. Wanneer ek hom daagliks aanvaar as die heerser of Here van my lewe, laat hy deur sy wonderwerke my groei in genade en Christelike gedrag totdat ek 'n volwasse is in Christus. Die probleem is dat ek my eie lewe wil bestuur, my eie manier wil hê. Die Bybel noem hierdie ingesteldheid ongeregtigheid of sonde, Jesaja 53 vers 6. Om Jesus my Here te maak, is so belangrik dat die Nuwe Testament hom 766 keer as Here noem. In die boek Handelinge alleen word daar 110 keer na hom verwys as Here en slegs 2 keer as verlosser. Dit demonstreer hoe belangrik dit is om hom as Heer en Heerser van ons lewens te ken. Jesus het voortdurend klem gelê op sy koningskap, omdat hy geweet het dat om hom Here te kroon 'n vergete en verwaarlose noodsaaklikheid sou wees. 2 Korintiërs 4 vers 5. Tensy ek hom Here van my lewe maak, is daar geen manier waarop ek ooit 'n volgroeide Christen kan word. Op die ou end sal ek op die ou end ellendig wees, arm, blind en naak word. En nog erger, voel ek dat ek niks nodig het. Openbaring 3 vers 17. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ek aanvaar U as my verlosser en Here. Dankie dat U my verlos en my help groei in U gelykenis. Amen.